Goeiemiddag geliefdes, ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Welkom by les nommer 36 van die weg. En die titel is, God is getrou in sy werke om die bruid vlekkeloos vir Christus voor te berei. God is getrou. In hierdie les gaan ons daaroor praat. In die les hierna gaan ons praat oor hoe moet ons getrou wees om medewerkers van God te wees. So God werk en dis gewaarborg. En wat hy begin het, gaan hy klaarmaak. Maar ons moet daai selfde getrouheid toon, dat as ons toewy aan die Here, en hom ons alles maak, dat ons ook getrou sal bly tot die einde toe. Wie volhard tot die einde toe. Goed, ek gaan begin met 'n vraag. Die vraag is, hoe sal die bruid haar vlekkeloosheid bereik? En om gereed te wees met ekstra olie vir die lamp. So, dit beteken, wat gaan ons doen? Hoe ernstig is ons om gereed te wees? Ons erns bepaal ons gereedheid, al dan nie. Die vraag is, hoe ernstig is ons? En as het baie ernstig is, dan gaan ons alles doen om gereed te wees. Om gereed te wees, moet jy baie moeite doen. Ek en my vrou, ons het die afgelope maande, het ons probeer gereed maak vir energie en dinge wat in hierdie land kan gebeur. En ons het baie spandeer. Baie tyd, baie geld. Dit was erge moeite om gereedheid te bereik. En ons het dit nou bereik. En ons is nog nie klaar nie. Ons is eintlik nou nog besig. Ons gaan hierdie komende Saterdag, gaan ons na 'n vergadering toe. En inoefening van gereedheid. Ons gaan inoefen saam met ander mense, wat gereed wil wees, en wat gereed gaan wees. En ons gaan saam oefen. Ek vra die vraag, hoe sal die bruid vlekkeloos word? Hoe sal die bruid gereed wees? Die antwoord is, God drie-enig het vooruit beplan, halleluja, om self daarvoor te sorg. Hy sal sorg, maar ons dink mos net die Here moet sorg. Maar ons het ook 'n deel wat ons moet doen, en die volgende les gaan oor ons deel wat ons moet doen, sodat ons medewerkers van God kan wees, en nie net op ons bed sit en sê die Here moet al die werk doen nie. Nee broers, ons is die bruid van die bruidegom. Die bruidegom soek iemand wat opgewonde is en gereed is vir hom, wat uitsien na hom, halleluja. Nou, hoe begin God? God begin, hy kyk na mense wat in hom glo. Hy kyk na mense wat gehoorsaam is aan hom. Wat is die mate van geloof en gehoorsaamheid wat ons teenoor God elke dag van ons lewe beoefen? So met ander woorde, ons raak gewoond daaraan om die geregtigheid te leef, om reg te doen, reg te leef. Of ons oefen dit nie. Ons is nie geoefend in die geregtigheid nie. So dan gaan ons 10-1 tekort skiet aan olie op die dag wanneer ons dit nodig het. Maar kom ons kyk, hoe begin God se werke? Amos 3 vers 7 sê, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Hierdie sending van die weg het God op 12 Oktober 2023 aan my kom profeteer deur 'n apostel en profeet van die Here uit Kongo. En die Here, weet ek, dit wat hy gesê het, dit het my baie diep geraak en het my ook baie bekommerd gemaak. En die Here het my oor tyd dan, sedert Oktober laas jaar dan, toegerus en gereed gemaak en gerus gemaak. En ek volg hom nou, in gerustheid in my geloof in hom. Hy is my redder, hy is my leidsman, hy is die volëinder van my geloof, en ek is nou rustig daaroor. Nou Amos 3 sê, God maak eers sy raadsbesluit aan sy knegte bekend, voordat hy iets doen.
Aanhoorde, daar moet 'n werking van die Here wees vir ons om gereed te wees, en daar is 'n werking. En as jy jou hart gerig op God, en jy luister na hom, en jy spandeer elke dag met hom tyd, dan sal hy jou voorberei. Hy sal met jou praat. Hy sal jou lei in wat jy moet doen om gereed te wees. Prys die Here. Die Here is getrou. Ons moet ook net getrou wees. Daar moet ook vrug wees wat by die bekering pas. As ons dan, die Here elke dag met ons praat, en hy sê stop hierdie, los daai, verander hierdie en doen daai, en ons doen dit nie, dan gaan ons nie die vrug dra nie. So daar moet vrug wees wat by die bekering pas. So God wil hê, ons moet ons bekeer van ons eie weë, ons eie gedagtes, ons eie opinies. En sodat ons kan hoor wat hy sê, sodat sy idee, sy gedagtes en sy weë kan volg, sodat ons kan bekeer van ons eie weë. En dan moet die noodwendige vrug daarvan wees, wat sal bewys dat ons het ons bekeer. Nou hierdie bekering wat vrug dan oplewer, daai vrug moet pas by die bekering. En dit beklemtoon die belangrikheid dat God wel mense sal vind. Hy sal wel mense vind, wat onwrikbaar aan hom glo en hom gehoorsaam in alles wat hy sê. Verder moet ons nuwe bekeerlinge toerus om dieselfde te doen. Ons moet mense na die Here toe lei, ons moet mense waarsku, ons moet mense die evangelie gee, tot redding vir elkeen wat dit sal glo. Ons moet volgehoue disipelskap toepas, elke keer wat ons met hulle werk op 'n gereelde basis, moet ons hulle nader aan die Here bring, ons moet hulle leer wat sê die woord, ons moet hulle waarsku, ons moet hulle opskerp, dat hulle kan gewoon daaraan raak, om opgeskerp te wees in die Here, en gereed te wees vir sy koms. So, disipelskap is 'n proses, en dit is 'n proses van uitbreiding van God se koninkryk. Die groei hang af van hoe nauwgezet ons hom volg, tyd met hom neem, hom gehoorsaam en getrou en volhard tot die einde toe. Die goeie vrug op suksesvolle disipelskap hang af van die bekragtiging van die doping in die Heilige Gees. Die Heilige Gees se doping maak dat die Heilige Gees oor ons kom. Deur wedergeboorte kom woon die Heilige Gees, Vader en Seun in ons. Maar wanneer ons die doping in die Heilige Gees voorbid, dan kom hy oor ons, en dan sal ons die dunamiskrag hê om te kan wees en doen wat God van ons verwag. So is dit die Heilige Gees dringend nodig. Sonder die Heilige Gees gaan ons dit nie reg kry nie. Derhalwe, God werk in ons, en ons werk saam met God, en ons gehoorsaam hom, ons glo hom, ons volg hom. Want hierdie familie van God moet uitbrei, en dit met die oes inbring, want God het nog baie mense wat hy wil inbring, en hulle bring tot gehoorsaamheid, en noue wandel met hom. Die tweede punt wat ek hier wil behandel is, in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6, sien ons God se gawes en toerusting, waardeur hy ons bekwaam maak vir die taak van die weg. So God gee vir ons gawes, die gawes van die Heilige Gees, die bedieninge van Christus, en die werkinge van God die Vader. Daai 3 geweldige werkinge en gawes en genade van God, daai het ons verskriklik nodig. Sonder dit gaan ons dit nie maak nie. So ons moet seker maak, ons drink by die waterkanne van die Here, ons drink die lewende water, en ons eet die brood van die lewe, sodat ons gereed kan wees. So in Handelinge 1 vers 8 sê die woord dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En wanneer die Heilige Gees oor ons kom, dan kry ons genadegawes. Genadegawes, daar's 9 Heilige Gees, daar's 9 Heilige Gees genadegawes. Nou moet ons ook seker maak dat ons wel
beskikbaar is vir God se voorbereiding in ons lewe. Spandeer ons genoeg tyd met hom gereeld, en hoe ernstig is ons? Luister ons, of sit ons in drome en dink oor ander goede? Maar die Here het ook, saam met die genadegawes van die Heilige Gees, vir ons die bedieningsgawes van Christus gee, maar ons het die 5voudige bediening nodig om ons toe te rus, om ons te bekleem in die volheid van die bruidse bekleding, die bruidsgewaad, sodat ons kan lyk soos Christus, kan op sy vlak wees, dat ons met hom, wanneer ons met hom moet ontmoet, dat ons soos hy sal wees. Nou Psalm 111 vers 2 tot 9 sê, hierdie skrifte praat van die werke van God, wat groot is. Die werke van God is groot, as God in ons werk, dis dit 'n groot ding, dis 'n geweldige ding wat met ons gebeur. As God begin om te werk, gaan hy dit ook klaarmaak, maar dit hang van ons af of ons werklik agslaan op sy werking en saam met hom werk. Ons moet medewerkers van God wees, maar sonder sy werking gaan ons nêrens heen nie. So, ons moet agslaan op sy werking, ons moet tyd neem met hom, ons moet tyd in die woord neem, tyd in gebed, tyd in aanbidding en lof, op ons knieë voor die Here kom, sodat die Here in ons kan werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Maar in Psalm 111 vers 2 tot 9 staan daar van hoe groot is die werke van God. Sy dade is majesteit en heerlikheid, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar, vasgestel is hulle vir altyd en vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. Dis die Here se kant. Die Here is getrou, hy is opreg, hy is daar, hy is getrou, hy sal niks oorslaan nie. Wat God begin het, sal hy volbring. Psalm 138 vers 8 sê, daar proklameer hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. As hy iets begin het, gaan hy het klaarmaak, maar ons moet beskikbaar wees. Ons moet tyd met die Here neem. Ons moet saam met God werk, in sy werking in ons en deur ons. Nommer 3. God stuur sy kerk om sondaars te soek, wat tot bekering gebring moet word, deur die evangelie verkondiging. Ons moet geheeltyd gaan en die evangelie verkondig aan mense, of hulle wil hoor, of hulle nie wil hoor nie. Tydig en ontydig, sê die Bybel vir ons, en dit is 'n opdrag. Dit is nie 'n opsie nie. Efesiërs 4 vers 11 en 12 sê dat hy gee vir ons apostels. Sommige is apostels, sommige is profete, sommige is evangeliste, ander is herders en leraars. Daar's 5voudige bediening. 5voudige bediening. En ons het hulle almal nodig. Sonder dit gaan ons nie toegerus wees nie. Efesiërs 3 vers 13 tot 16 sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man. Dis waar ons moet kom. Ons moet, die liggaam van Christus het 'n hoof. Hy is Jesus. Hy sit in die hemel. Hy is die Christus. Hy wag tot Vader die werk klaar maak hier op aarde in ons. Want hy het sy werk klaar gemaak. Maar hy is die hoof. Ons moet die liggaam wees. Die liggaam kan nie sonder die hoof fungeer nie. En ons hele senuistelsel en alles wat in ons werk, is God, Vader, Seun en Heilige Gees in totaliteit. So ons moet seker maak dat ons die Here in getrouheid volg en daar sal wees waar hy werk. Agslaan op wat hy in ons werk, dat ons dit sal doen. En as hy ons stuur om sondaars te gaan soek en tot bekering te bring deur die verkondiging van die evangelie, dan moet ons hom gehoorsaam. Dis nie altyd gerieflik nie. Eintlik is dit nooit gerieflik vir iemand nie. Maar ons moet gaan. En wanneer ons gaan, dan sal ons sien wat 'n wonderlike ding is dit om mense na die Here toe te lei. Prys die naam van die Here. Ons moet almal groei tot die volle mate van die volle grootte van Christus. En ons gaan nie groei as ons nie hierdie goed te doen wat die Here ons beveel het om te doen nie. En ons het nie tyd met hom neem nie. Die 5de punt is, elkeen moet geestelik groei tot volwassenheid in Christus. Hebreërs 5 vers 12 sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees,
Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid. 'n Baba is onervare. En net so is 'n Christen wat net gaan sit en boodskapies luister elke nou en dan in 'n byeenkoms. Maar hy is nie betrokke in die werk van die Here nie. Hy gaan ook nie siele wen nie, hy disipel ook niemand nie. Hy maak nie bemoeienis nie, hy bid nie vir mense nie. So 'n persoon is 'n baba, hy is onbehendig. Hy is nie bekwaam nie om iets vir iemand anders te doen nie. En mense dink dis 'n verskoning. En die dominee en die pastoor moet alles doen. Die dominee en die pastoor en die ouderlinge, hulle moet die heilige stoeris, sodat elke persoon in die gemeente volledig sal besig wees met die evangelie verspreiding, lering, mense te disipel en om siekes gesond te maak en uit te gaan en siele te wen ensovoorts, sodat hulle kan groei van baba tot volwassenheid. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit. Hoe kry jy 'n geestesvermoë? Deur in dit in te oefen. Hoe gaan ek kragtig wees om siele te wen vir die Here? Deur iewers te begin te sukkel met die eerste een, sukkel met die tweede een, sukkel met die derde een, en dan begin jy bietjie spoed kry en jy begin vaardigheid ontwikkel. En dan raak jy 'n jong seun, en jy word 'n jong man, en dan word jy 'n volwasse man in Christus met vaardighede, die vaardigheid van Christus self. Halleluja. Maar jy gaan dit nie kry as jy daai geestesvermoëns nie deur die gewoonte inoefen nie, sodat jy kan onderskei tussen goed en kwaad. Mense sukkel om te onderskei tussen goed en kwaad, omdat hulle nie 'n geestesvermoëns oefening gekry het nie. Ook in 1 Petrus 2 vers 1 tot 9 verklaar die woord duidelik, dat elke gelowige in elke gemeente geroep is vir hul dienswerk as priesters vir God. Nou is elke mens in u gemeente, is u getrou hierin, is die mense rondom u in u gemeente getrou hierin, dat hulle priesters vir God is, en dat hulle toegerus is vir praktiese ervaring, om mense te wen vir die Here, en om hulle te disipel, en om siekes gesond te maak, en om dooies op te wek. Okay, dooies opwek, is seker 'n bietjie, wanneer jy al begin volwasse raak. Kom ons los hom eers net 'n rukkie, maar lê jy hand op die siekes, bid jy vir siekes, gaan besoek jy mense, gaan leer jy mense wat die woord leer, wat die Here jou geleer het, leer jy hulle dit. Dit is wat ons moet doen, om volwassenheid te bring. 1 Petrus 2 vers 9 sê dit juist, ons is hierdie priesters vir God, wat 'n heilige nasie is, 'n koninklike priesterdom. Ons is heeltemal anders as die wêreld. Jy kan nie soos die wêreld lyk en nog 'n priester vir God doen. Kan nie wees nie. Dan sê hy verder, hy sê, indien gelowiges nie hierdie blootstelling kry nie, sal hulle wees asof hulle onbehendig is, onervare, onbehendig. Soos iemand wat geen duime of groot tone het nie. Geen duime, hoe vat jy, as jy nie 'n duim het nie? Hoe vat jy? Dis verskriklik. Geen duime nie, al twee hande. Geen groot toon nie. Weet jy wat se rol speel jou groot toon in jou stap, in jou hardloop, in jou beweging? As jou groot tone albei weg is, dan het jy groot moeilikheid. Dan sukkel jy om te beweeg. As jou duime weg is, dan sukkel jy om iets gevat te kry. Gaan probeer dit bietjie. Plak jou duime vas en dan gaan saag jy gou 'n tak af. Right, dis baie snaaks, maar dis eintlik nie snaaks nie. So, in Rigters 1 vers 6 en 7, lees ons van 70 konings, 70 konings, wie se duime en groot tone afgekap is. Altwee die duime, altwee die groot tone, 70 konings. Dis rof. So, wat het gebeur met daai konings?
Hulle kon nie meer koningskap hê. Hulle kon nie meer vat nie, hulle kan nie eers eet nie. Jy kan nie eers 'n lepel vas hê. Hoe trek jy uit en hoe trek jy aan? Hoe maak jy jou knope vas? Hoe maak jy jou beld vas? Hoe maak jy jou skoenveters vas? As jy nie tone en duime en het nie, niks tone, groot tone en duime nie. So, as hulle afgekap is hulle onbeholpe en nutteloos. Dit is vergelykbaar met enige gemeente of kerkgroep sonder die funksionele apostels, die duime, profete. Daar is die rigting, die profeet sê soontoe, en die profeet sê ook, stop daai nonsens, né? Evangelis is die langste vinger, evangelis, want hy reik uit, dit teken van, hy gaan die verste om siele te wen, en hy rus ons toe om ook siele te wen. Herders, is waar my ring is, né? Ringvinger. Herders, en leraars, nou hulle het 'n bietjie 'n nare manier om dit te illustreer. Ek gaan dit liewerste nie sê nie. Maar jou pinkie kan nogal oral bykom. In jou oor, jou neus, jy weet. Nou sê hulle, iemand wat 'n leraar is, hy is so nuuskierig, hy krap oralste om die waarhede uit te kry in die woord van God. Dis eintlik maar waaroor dit gaan. Okay, geliefdes, ek is klaar, ek kom in vir 'n landing deur te vir julle te sê, meeste gemeentes het net herders en leraars. Jy kan gaan dink, jy gaan kyk daarna. Meeste gemeentes het nie apostels nie profete nie evangeliste nie. En dis hoekom hierdie goed waarvan ek gepraat het, maar die woord van praat, nie tuis is nie. Mense het nie eers kennis daarvan nie, hulle is onbeholpe oor hierdie goede. So, ek wil nie aanmoedig, ek wil afsluit deur te sê, God het sommige gegee as apostels, sommige as profete, sommige as evangeliste, sommige as herders en leraars. Hulle is daar. Jy moet deel wees van 'n kerkgroep wat hulle het, wat die salwing het, wat daai salwing dra om u toe te rus. Amen, die Here seën vir u.